Goeiedag almal. Julle sal nooit raai waar is ek nie. Ek is in die Paul Kruger Kerk. Nou, die rede hoekom dit nou in die volksmond bekend staan as die Paul Kruger Kerk, dit is die kerk waarin ou president Kruger van die ZAR aanbid het. Hier oorkant die straat is sy woning, die Krugerhuis wat 'n museum is, en ek hoop ek kan dalk vanmiddag nog daarna toe gaan. Nou, ek het op die ingewing van die oomblik het ek hier na toe gekom. Daar is 'n paar van my vriende wat vir my gesê het, ek het vir jou telefoonnommer, want ek het maandag het ek, of gedurende die naweek het ek gevra vir telefoonnommers. En ek het 'n paar telefoonnommers gekry, party was nie korrek nie, maar hierdie een vriend van my, Leon, wie sy huisorgeltjie ons eergister opgeneem het, hy het toe met die regte nommers vorendag gekom, en ek het kontak gemaak vanoggend en die mense het gesê, kom maak opnames. So die opnames wat ek nou gemaak het, u hoor daar in die agtergrond is maar hoeters en toeters, en die polisie jaag hier verby, en die mense wat buite omwerk, en dit skaaf en skuur, want hulle is besig met 'n restauratiewerk, want dit is 'n historiese monument, en dit is 'n lieflike kerk, dit is pragtig. Maar in elk geval, en ek het toe nou opnames gemaak, en ek gaan nou vir u so 'n bietjie wys van die interieur van die kerk, en ek gaan dit uit by die preekstoel uit, daar langs die preekstoel uit, en dan gaan ek buite hom vir u wys, en dan gaan ons op na die orgeltjie toe. Lieflike dingetjie. Ek hou van hierdie ou goeters. Ek is nou nie vernietig geskiedenisonderwyser gewees nie. Nou goed, kom ons stap, ons kyk. Nou, sover as wat ek nou kon vasstel van die koster, die oom is nou in sy werksklere, so ek gaan hom nou maar nie nader hard nie, want hy wil dalk nou nie so verskyn nie. Maar in elk geval, is die kerk is gebou in die laat 1890s, dink ek. Daar kan jy die orgel sien. Is 'n Sauer orgel uit Frankfurt an der Oder, daar naby die Poolse grens in oostelike deel van Duitsland. En jy kan sien dat daar is baie Nederlandse trekke in hierdie kerk. Jy sal ook sien as ons buite gaan, dan sien jy van die laat 18de eeuse Nederlandse sommige kerke se styl. As ons nou gou-gou 'n bietjie nader gaan, dan kan jy nou sien die orgel. Dit is nie 'n vreeslike groot orgel, maar 'n pragtige instrument hoor. Lieflik. Goed. Nou kom ons kyk so. En daar is die preekstoel. Ons staan so 'n bietjie terug. Lieflike houtwerk. Nog die oorspronklike kandelare lyk dit vir my. Ha, pragtig. En nou kom ek gaan wys gou vir u wat is daar by die preekstoel. Nou soos wat ek vir u gesê het, ou president Kruger en sy vrou het ook hier aanbid. En daar sien u hulle stoele. Ek neem aan die een leerstoel is waar ou president Kruger van die ZAR gesit het. En hierdie mooi een met die patrone op is waar mevrou Kruger opgesit het. Nou die dakkie, die plafontjie wat u daar sien, is nou maar te wille van akoestiese redes, sodat as die predikant daarvan bo af praat, dan het die dak, hierdie afdak hier bo kan die preekstoel, dit het die klank van die predikant gereflekteer na die res van die gemeente, sodat hulle kon baie duidelik hoor, want daar was natuurlik nou deur die jare was daar nie
luidsprekers nie. Kom ons klim hier op, dan wys ek vir u hoe lyk die kerk vanaf die preekstoel. Daar kan jy nou duidelik sien. En hier sit die predikant wanneer die kollekte opgeneem word. En mooi detail. Houtsnywerk. Ok, kom ons gaan af. En so lyk dit. Wanneer die predikant afgaan en hy moet mooi trap. Anders gaan hy neerslaan. Kyk die detail op die traprelings, né? Nou ja, ek dink dit was baie spoggerig vir daardie tyd, want die ZAR se president het hier aanbid. Hulle is vanoggend besig om skoon te maak terwyl ek hier aankom. Daar is die doopbak of iets staan seker met daar, ek weet nie. Maar goed. Nou gaan ons uit vir oulaas, die mooi stoele, en nou gaan ons eers uit. Nou ja, ons is nou hier uit in die buitekant, en in die agterkant van die gebou moet die gemeente vir hulle saal en kantore gebou. Maar as jy nou kyk, is nou typies die rooi baksteen steenwerk wat ons al gesien het in Nederland toe ek daar studeer het. Nee? Natuurlik in die middestad van Pretoria. Dis nie meer so veilig hierso nie. Maar as jy mooi kyk, dan kyk hoe lieflik lyk dit.